Baie welkom by die program Na Waters Waar Is. Die program word aangebied deur verskeie predikers van die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika en dis ons begeerte deur hierdie program dat u waarlik gelei sal word na waters waar is. Ons verkondig dat Jesus red, Jesus heilig, Jesus genees en dat Jesus weer gaan kom. Ons wil ook vir die kruiskykers baie welkom sê, is vir ons 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here te kan bedien en ons vertrou ook dat die woord tot seën sal wees en dat mense deur dit die Here Jesus sal vind. Ons gaan saam lees uit die Here se woord en wel uit die boek Handelinge hoofstuk 24 vanaf die eerste versie. Handelinge 24, en terwyl u so oopmaak, en as u die plek gevind het, dan maak ons net ons harte stil. U sit net so en ons buig ons harte voor die Here en praat ons met die Here. Ons Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons deel van u kerk kan wees met 'n hoofletter. Dankie dat ons deel kan wees van die liggaam van die Here. Terwyl daar vandag op baie plekke die woord van die Here bedien word, is die omstandighede by almal nie dieselfde nie. Ons eer u vir die atmosfeer waarin ons dit hier kan bring. Ons dankie vir geopende harte, dankie vir ontvanklikheid hier in die gemeente. Baie dankie wat u besig is om te doen, dat u nog mense red, dat u mense se harte nog reinig, dat u vandag nog mense genees, en dat ons mense kan help, en dat ons almal gereed kan wees ook, en voorbereid sal wees vir die wederkoms van die Here. Maar Here, daar is sommige plekke waar dit miskien vanmôre met baie hartseer is. Daar is sommige plekke waar daar konflik is. Daar is in sommige plekke waar mense mekaar nie wil verdra nie en miskien nie eens meer kerk toe gaan nie. Daar kan mense wees wat nou voor die televisie sit en luister na hierdie woord, wat sê ek wil met die kerk niks meer te doen hê nie, omdat hulle seer gekry het. En ons wil kom bid, Vader, dat u mense sal terugbring na u huise toe. Ons bid dat u hulle voetstappe sal rig om te gaan na die huis van die Here, en soos wat u vir ons geleer het deur u kind Paulus, om altyd die gesindheid van die Here Jesus te kan hê, soos wat u gesê het, en hierdie gesindheid moet in julle wees, soos wat dit was in die Here Jesus se lewe. En so ook toe die Here Jesus by sy disippels gesit het, het hy hulle voete gewas, het hy homself verneder om 'n laagste posisie van die laagste slaaf aan te neem, om daardie werk te doen, om vir mense te wys wat is liefde en hoe om te gee vir mekaar. En nou is ons vanmôre hier by mekaar, en daar is mense met krankhede, daar is mense met bekommernisse, daar is mense wat nie weet wat die dag van môre vir hulle sal inhou nie. Hier kan wel mense ook sit wat nie gered is nie. Mense wat na die boodskap luister, wat nie weet waarheen hulle gaan die dag as hulle sterwe nie. U sê vir ons in die woord, ons moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar ons moet hom vrees wat siel en gees in die hel kan werp. En ons, Here, is bekommerd oor mense wat in kerke sit, jare lank in kerke sit, selfs miskien op kerkbanke sit, wat hulle in die voorste posisie sit, wat leiers is, wat nog nie weer gebore is nie, wat 'n valse hoop het van waar hulle eendag sal gaan. En so kom bid ons dan, dat u net vanmôre hierdie woord sal gebruik, tot eer van u wonderlike naam, dat u mense sal bring by die waarheid van u woord, en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Handelinge 24 vanaf die eerste versie. En 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertullus afgekom en Paulus by die goewerneur aangeklaag. En toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, dat 'n groot vrede deur u, hoogedele Felix, ons te beurt val, en dat daar hervorminge deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan.
Maar om u nie lank op te hou nie, versoek ek u om ons in die vriendelikheid kortliks aan te hoor. Want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. Maar Lysias, die owerste van 1000, het gekom en hom met groot geweld uit ons hande weggeneem en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom. Van hom sal u self na ondersoek kennis kan verkry van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig. En die Jode het ook saamgestem en gesê dat dit so was. En nadat die goewerneur vir hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord, omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed, aangesien u te wete kan kom, dat dit nie meer as 12 dae is vandat ek opgegaan het om in die Jerusalem te aanbid nie. En hulle het my nie in die tempel gevind, besig om met iemand te praat of 'n opstand van die volk te verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie, en hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Kan almal dit sê? Maar na baie jare het ek gekom om aan my volk almoses te bring en offers. En terwyl ek hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was, nie met 'n skare of met 'n opskudding nie. Hulle behoort hier voor u te wees om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het. Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik oor die opstanding en die dode staan ek vandag by u voor die gereg. Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg met 'n hoofletter bekend was. En hy het gesê, wanneer Lysias die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. En hy het die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing, die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. En tegelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan. En toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangenes agtergelaat. Tot sover lees ons uit hierdie ware verhaal, geïnspireer deur die Heilige Gees, om vir u en vir my 'n boodskap te bring, dan ook by hierdie geleentheid. Ek weet nie wie van u het al nagmerries gehad nie. Kry u soms 'n nagmerrie, om die waarheid te sê, net gisteraand het ek 'n nagmerrie gehad van verskriklike dinge wat ek gedoen het en ek is uitgevang. Ek kan onthou soms die nagmerrie wat my die meeste gepla het, en dit gebeur so 'n paar keer dit nou al met my gebeur. Dan droom ek rook skelm, ek is hier om die hoek, daar by die kweekskool, toe was ek nog op kweekskool, en nou rook ek hierdie, en hier kom Dominee Coetzee op my af,
En toe ek wakker skrik, toe is ek so bly, dis nie die waarheid nie, dis net 'n nagmerrie. Die grootste nagmerrie vir 'n mens kan wees, vriende, in hierdie lewe, dat jy ongered sterwe. Dit is 'n realiteit, dat mense in hierdie lewe gered moet word, en dat mense na boodskappe luister, die een na die ander, en dit bly uitstel en sê ek sal op 'n later stadium. Ek lees van 'n sekere man, dis 'n verhaal of dit die waarheid is of dit nie die waarheid is nie, ek het dit al by mense gehoor en ek het ook in 'n boek gelees, 'n man wat aan die slaap geraak het en hy begin te droom. En hy droom hy bevind homself binne in die hel. En hy word die oor en die ooggetuienis van 'n baie belangrike vergadering wat daar gehou word deur al die demone en die duiwels onder in die hel. En die onderwerp van hierdie gesprek en hierdie vergadering was, waar almal bymekaar geroep is hoe om mense vir die hel te wen. En nou moet hulle voorstelle kom, en die eerste man het sy voorstel ingedien, en hy sê, laat ons vir die mense wys maak dat daar nie 'n God is nie. En hulle het dit bespreek, en toe kom hulle tot die konklusie, dat hulle kan nie dit vir mense vat nie, want die woord van die Here sê, en hulle weet, dat net 'n dwaas sal in sy hart sê, dat daar is geen God nie, want selfs ateïste, al sê hy is nie ateïst nie, glo ook in God. Wat se God dit ook al is. Die tweede demoon het gekom en het gesê, laat ons vir die mense sê dat die Bybel vals is. Dis 'n valse boek met 'n klomp leuns in, hulle moet dit nie glo nie. En hulle het dit bespreek, en na 'n lang bespreking toe het hulle tot die konklusie gekom, hulle kan dit nie vir die mense sê nie, want deur die eeue heen was dit die enigste boek wat bewaar gebly het, en niemand kon nog ooit die Bybel as vals, al het hulle hoe probeer, en hulle hoe probeer om die Bybel tot niet te maak, kon hulle dit nog deur die eeue heen nie reg gekry het nie, die mense sal dit nie glo nie, dis nie 'n goeie rede nie. Die derde demoon het gekom en het gesê, laat ons vir die mense sê, daar is nie 'n hel nie, en dat God is 'n liefdevolle God, wat nie mense in die hel sal laat bevind nie. Hulle het dit baie lank bespreek, en toe het hulle op die ou einde het hulle besef en gesê, mense se gewete sê vir hulle, dat daar so 'n plek is, want wat mense saai, dit maai hulle, en sonde het sy eie ingeboude straf, en God is regverdig, ons kan nie dit gebruik as 'n verskoning om mense hel toe te sleep nie. En toe roep een uit, Eureka, Eureka, ek het dit, roep hy uit, en hulle sê, wat is dit? Hy sê vir die mense, gaan na die mense toe en vertel vir hulle, alles is die waarheid, die Bybel is die waarheid, daar is 'n God en hy is regverdig, daar is 'n hel, en al die dinge, gaan sê vir hulle dit, maar sê net vir hulle, net nie nou nie, stel uit, tot op 'n later datum om die Here Jesus aan te neem as jou persoonlike saligmaker en verlosser. En almal het besluit, dit sal die regte manier wees om mense te wen vir die hel. Felix kom en hy sê vir Paulus, ek sal jou op 'n later stadium sal ek jou weer roep. Paulus praat met hom oor geregtigheid en 'n toekomende oordeel. Vers 25, maar toe Paulus spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. En hy stel uit, ek praat met u oor die gevaarlikste woord, uitstel, klink so maklik, dis die maklikste weg om te sê, net nie nou nie, ek stel uit.
Ek stel uit om die Here Jesus Christus my persoonlike saligmaker en verlosser te maak. Ek stel uit om hom te draai en my te bekeer en my sondes te bely en na die Here toe te kom en vir die Here te sê, Here, hier is my lewe, want ek wil nog so 'n paar dinge eers doen. Wat sal die mense sê? En ek is nie nou gereed nie en hulle het allerhande verskonings waarom hulle uitstel en die duiwel kry dit reg om mense te laat uitstel. Dis die gevaarlikste woord. Baie mense het as gevolg van uitstel hulle oë in 'n vlamme hel oopgemaak, vriende. En weet jy, as ek vandag met jou oor hierdie saak praat, dan praat ek, dan praat ek uit die liefde van die Here Jesus met jou. Omdat die Here Jesus jou liefhet en jou wil red. Al hoe is dit, hoe ernstig, al kom die waarhede so reguit en kras, miskien voel dit vir jou kras, dan kom dit met die liefde van die Here. Ek dink aan die ryk dwaas in Lukas 12 vers 13 tot 21. Wat sê die Here vir hierdie man? In Lukas 12 vers 20 sê die Here vir hierdie man, hy sê, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Hy wat meer belang gestel oor sy rykdomme en oor alles wat hy het en waarmee hy besig is. En hy het gesê, ek sal groot skure bou en ek sal so maak. En hy stel sy saligheid uit en God sê vir hom, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Hoekom? Omdat jy uitstel. Wie weet wat môre sal gebeur, vriende? Ek speel nie op jou emosie nie. Maar ek vra 'n intelligente, intellektuele, rasionele vraag, vra ek vir jou. Dink met jou verstand. Wie kan vir my sê wat die dag van môre vir hom inhou? Jakobus 4 vers 13 en 14 sê, kom nou. Julle wat sê, vandag of môre sal ons na die een of die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In 'n oomblik. Hoor wat sê Jesaja al in die Ou Testament in Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Ek kan nie kom wanneer ek wil nie, ek moet kom wanneer God sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Moenie uitstel nie, dis die gevaarlikste woord. Ek dink aan die Atheners in Handelinge 17 vers 30 tot en met vers 33. Ek lees vir u. Wat Paulus skryf, wat Paulus daar sê, hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar, hoor nou mooi, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor, en so het Paulus van hulle weggegaan. En ek lees nie weer dat Paulus 'n geleentheid het om met hulle te praat nie, en hulle het uitgestel daardie oomblik toe Paulus met hulle praat. Maar kom ons bepaal ons by die persoon uit ons voorgelese gedeelte, 'n man met die naam van Felix, 'n hooggeplaaste. Dan kyk ons na die uitstel van Felix. En waarom het Felix uitgestel? Wat is die rede? En dan pas ons dit toe op ons. Felix was die gouverneur oor Caesarea. Caesarea is die marmerstad en dit is soos wat baie mense se harte was in daardie dae en ook vandag is koud en hard. Maar hierdie man leef in sonde. Hy lewe in sonde met die jong Drusilla, 'n vrou van 'n ander man. Drusilla was die dogter van Narcissus gewees en die verskoon tog van Agrippas gewees en die suster van Agrippa die tweede. Sy was die vrou van Narcissus gewees. Met ander woorde, hierdie was 'n buiteegtelike verhouding. Sy was 'n jong geskeide vrou wat hierdie koning gaan haal het en Paulus kom.
En hierdie verskyning voor hierdie hooggeplaaste was vir hom 'n geleentheid gewees. Hy kom nie met mooi praatjies na hierdie man toe nie. Dit was vir hom 'n geleentheid gewees om die evangelie te preek. Wat was die inhoud van sy boodskap gewees? Toe hy met hom begin praat, toe doen hy eintlik, hy sê hy doen die werk van die Heilige Gees nie, maar die woorde wat hy gebruik is die presiese woorde in Johannes 16 vers 8, maar wanneer hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld kom oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Hy praat met hierdie hooggeplaaste man, praat hy met hom oor sonde, oor geregtigheid en oor die oordeel. Ek lees vir u vers 25 weer, van Handelinge 24, maar toe hy spreek oor geregtigheid, sonde van selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword. En die woord kom en die woord sny soos 'n swaard binne in hierdie hooggeplaaste man se hart in. En hy kom en Paulus sê vir hierdie man deur hierdie woorde, Felix, die Here Jesus wil oor jou lewe regeer. Die Here Jesus soek jou lewe, hy vra dat jy sal omdraai, dat jy sal breek met jou sonde, en die maklikste manier vir Felix om uit hierdie situasie uit te kom, is wat? Om uit te stel. Ek sal jou weer later laat roep. Hy sit daar met die oortuiging en hy weet sy lewe is nie reg nie. En hy stel sy saligheid uit tot later. Waarom stel mense uit, vriende? Wat is die rede dat mense hierdie saligheid, wat Hebreërs 2 vers 3 sê, dat ons nie hierdie saligheid moet verontagsaam nie, dat ons dit nie moet uitstel nie, maar dat daar 'n tyd kom vir jou en vir my, wat ons moet aandag gee aan hierdie belangrike saak. Kom ons kyk na Felix, en dan sien u die 5 redes, waarom mense uitstel, hierdie saligheid wat so groot is. In die eerste plek, hy stel sy saligheid uit, omdat hy sy lieflingssonde nie wou prysgee nie. Wie is sy lieflingssonde? Drusilla, hierdie vrou met wie hy die mekaar is, 'n ander man se vrou. En ek probeer myself indink, hoe het hierdie vrou gelyk, en ek glo nie sy het baie kuis gelyk nie, terwyl ek so voorberei het, toe kom ek agter en ek besef toe, van die Ou Testamentiese tyd en die Nuwe Testamentiese tyd, deur die tye al, toe hulle lang rokke gedra het en goeders, was hierdie vrouens alreeds verleiers gewees, en het mans en vrouens alreeds hierdie sonde gedoen, om onder mekaar hierdie vreeslike dade te kom doen, om 'n ander man se vrou te vat. En hierdie vrou in haar onkuisheid en met hulle oorspel, tussen hierdie man en hierdie vrou en die hemelpoorte. En hy stel dit uit, want hy sê, ek kan nie met hierdie ding breek nie, ek wil nie met hierdie ding breek nie. En hy hou krampagtig, Felix aan sy sonde vas, want dit gaan hom te veel kos, om te bely. Vreeslik om te dink, dat mense lieflingssonde het, waarmee hulle speel, en hulle dit nie wil breek, en dit nie wil los nie, en sê ek sal later. Vriende, ek weet van mense wat gesê het, ek sal later. Ek stel uit, ek sal later, en die sonde het hulle lewens verwoes, en is met daardie sonde en al binne in die hel in, omdat hulle nie met hulle sonde wou breek nie. Jy kan hulle noem, dobbel, dans, drink, dagga, dronkenskap, oorspel, hoerery, pornografie, wat dit ook al is, kan ek al die sonde vir jou opnoem, wat ek nie gaan noem nie, wat in mense se harte is, en hulle hou krampagtig, hou hulle aan hierdie dinge vas. Hulle weet, hulle kan nie so hemel toe gaan nie. Hulle weet hierdie dinge staan tussen hulle en die Here. Weet u, so was dit in my lewe gewees as 'n jong man, toe was die dinge nie so erg soos vandag gewees nie, maar tussen my het my popmusiek en my sigaret het gestaan tussen my en die Here in my hengel, en gesê ek is nie nou bereid om dit prys te gee nie, want as ek dit moet prys gee, wat gaan ek dan doen? Hoe gaan ek dan lewe? En ek wou dit nie doen nie, maar toe die Here my red, toe red hy my van hierdie dinge alles skoon gemaak, nuut gemaak. En die Here Jesus kom en hy sê vir jou en vir my,
dat ons moet breek met hierdie sonde. Hulle is min vriende, min van hierdie mense wat breek, wat bereid is om te breek met hulle sonde, en sonde verwoes hierdie mense se lewens, want dit is te swaar vir hulle om dit te bely. In Lukas 13, vers 23 en 24. En toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord, hulle stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Hoekom? Omdat die poort te nou is en die dinge wat ek moet aflê en waarmee ek moet breek vir my te swaar en te moeilik is. Die volgende rede waarom Felix uitgestel het, Felix het sy saligheid uitgestel omdat hy te besig was. Hy sê, as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Maar weet jy, ek is 'n bietjie 'n besige man op hierdie stadium. Daar is nie nou tyd om oor sulke swaar dinge te praat nie. En die duiwel sal sorg dat daar vir mense nie tyd is nie. En nou kom die Here Jesus en die Here Jesus sê, dit is tyd om te luister na die woord van die Here, dat as die Here met my praat, het ek 'n geleentheid en moet ek dit nie uitstel nie, vriende. En mense kry nie tyd om aan hulle saligheid te dink nie. Sommige mense as sê nee, ek kan nie vanaand daaraan dink nie want ek is moeg. En as die mense moet vroeg opstaan, kan hulle nie daaraan dink nie want ek is op pad werk toe en deur die dag is ek te besig en ek het te veel dinge wat ek moet doen. En nou gaan ek vir julle in Lukas 14 lees. Lukas 14 vers 16 is 'n tipiese voorbeeld. Dis wat die Here Jesus sê van hierdie mense. Lukas 14 vanaf vers 16, hy sê, maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek is te besig nou en ek vra u verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle probeer. Ek vra u verskoon my tog. En hier kom nou 'n oulike ene. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou. Miskien het hy 'n goeie rede gehad om haar besig te hou. Ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Almal te besig. Glad nie onbekend nie. Wat hou mense so besig dat hulle nie nou kan dink aan hulle saligheid nie? Want hulle weet, ten minste is jy eerlik. Ten minste weet jy, as jy jou lewe vir die Here gaan gee, gaan dit baie van jou tyd in beslag neem. Want jy weet, daar sekere verantwoordelikhede as ek 'n kind van die Here is. En weet jy, dominee, op hierdie stadium met my werk, ek staan in die oggend so laat op en ek kom so laat, kom ek terug, ek het nie eens tyd om daaraan te dink nie, ek is nie 'n tyd om die Bybel oop te maak nie. En mense stel uit, omdat hulle met hierdie aardse dinge so besig is en nooit tyd het om te dink om hulle lewens vir die Here te gee nie. En dan stel hulle uit en hulle sê, weet jy, as ek eendag op pensioen is, dan gaan ek nou baie tyd hê. En dan praat jy met die mense wat op pensioen is, en die mense wat nou hier op pensioen is, en dan sê hulle, weet jy, as 'n mens op pensioen is, dan weet jy nie, hoe kon jy nog gewerk het ook nie. Want hierdie een oom wat gesê het, hy sê, toe hy nou op pensioen gegaan het, toe het hy 'n mens geword eers. Ek sê vir hom, hoe het jy mens geword? En hy sê, nee, die tannie kom na my toe nou, dat ek op pensioen is, en dan sê sy, ek dink 'n mens kan nou bietjie hier dit doen, en 'n mens kan nou bietjie daar ook dit doen. En dit hou my so besig, dat ek nou uiteindelik 'n mens is, om al hierdie goeders te moet doen, en ek kry nie tyd vir die Here nie. En ek stel uit. Felix het in die volgende plek sy saligheid uitgestel, omdat hy geldgierig was. Vers 26 van Handelinge 25. En tegelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom in gesprekke gewees. Geld het in sy pad gestaan. Daar's niks fout om geld te hê nie, vriende, maar geldgierigheid is 'n sonde. Hoor wat sê 1 Timoteus 6 vers 10.
Hy sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Die geldgod se naam is Mammon. En weet jy vriende, daar is boemelaars, wat daar in die straat is, daar buitekant, wat meer geldgierig is as die miljonair wat in sy paleise bly. Dit gaan nie oor hoeveel ek het nie, dit gaan oor my gesindheid, oor my geld. En sommige mense is so geldgierig en so besig om geld te soek, dat het hulle verblind, die blink van die silwer en die goud maak hulle oë dof, dat hulle nie kan sien hulle die Here Jesus nodig aan hulle lewe nie. Dit was Felix een van sy redes. Vir hom het dit gegaan oor, as Paulus net vir my ietsie gee, dan gaan ek hom 'n gunsie doen. Geld wat 'n seën behoort te wees, het 'n vloek geword. Geld het tussen volke gekom, en geld het tussen vriende gekom, en geld het tussen families gekom, en dit maak dat mense vyande vir mekaar is, en wrokke in hulle gesindhede in hulle hart het, want dit gaan oor hierdie geld wat hulle wil probeer in die hande kry. En hulle jaag daarna en hulle vind nooit genoeg nie. Het jy al gehoor van iemand wat geldgierig is, wat genoeg het? Nooit. Kyk na Achan. Jy ken die verhaal van Achan, dat die Here gesê het, hulle mag nie van die mangoed vat nie, en Achan het gegaan en hy het van hierdie goedes gevat, en hy en sy hele familie is in die onderste dele van die aarde, in weggesluk in die aarde in. Dink aan Judas Iskariot, wat het jy gedink, wat was dit, waarom het Judas Iskariot die Here Jesus verraai, vir daardie klompie geld, en op die ou ende het dit neergegooi, dit het hom niks gebaat nie, en dit het hom sy siel gekos. Dink aan Ananias en Safira aan die herlewingstye, het hulle gesê die mense moet geld inbring, hulle vir die Heilige Gees gelieg, dit het gegaan oor geld, vriende. Tussen hulle in die Here gestaan. Wat het dit hierdie mense gebaat? Hoor wat sê Matteus 16 vers 26, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens as losprys gee vir sy siel? Sê vir my, wat kan jy geestelik koop met geld? Niks. Jy kan die rykste mens wees, en jy gaan verloor omdat jy geldgierig is. En jy kan die armste mens wees op hierdie aarde, en jy kan verlore gaan omdat jy geldgierig is. Want dit gaan net vir jou oor die geld, en die duiwel verblind jou. Baie mense het al as gevolg van dit, het hulle die hemel gemis. Matteus 19 vanaf vers 22. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Miskien luister daar nou iemand na my wat ryk is, miskien arm is en jy is geldgierig. En God sê dit staan tussen jou. En jy sê ek wil net eers nog 'n bietjie geld maak. Want ek weet, wanneer ek geld maak, moet ek oneerlik wees. En ek kan nie met hierdie oneerlike geld maak stories van my ook in die hemel inkom en die Here Jesus aanneem nie. Want ek is geldgierig. Wat neem 'n mens saam met jou? Die dag as jy sterwe, ek spreek eendag 'n boodskap en ek sê, het jy al ooit 'n lijkswa gesien met 'n venter, dit is nou die bekendste een, ek adverteer dit nou nie, het kan aanhou, met 'n venter sleepwaantjie agteraan. Toe kom 'n man daar na die tyd sê, ja dominee, ek het hom al gesien. Toe blaas hy my babbel. En toe vind ek uit, maar waarom ry die ouens nou met 'n sleepwa, met 'n venter sleepwa agterna? Toe kom ek agter, man, is al die gereedskap van die goeders vir hulle wat hulle op 'n ver plek gaan begrawe. Dan sit hulle al daai matte en die goeders sit hulle binne in die sleepwa. So daai ou, sy argument tel niks nie. Want geen sleepwa gaan met my goeder saam met my agter hierdie goed aan graf toe en gaan saam met my hemel toe nie. Ek los alles hier op die aarde agter, vriende. Kan ek vir u vra in die liefde van die Here Jesus, ek ken u nie. Maar moenie dat geld, moenie dat hierdie gierigheid na geld
tussen jou en die Here staan en jy weet die ongeregtigheid in jou hart en jy weet die verkeerde transaksies wat jy aangegaan. Dit staan tussen jou en God. En jy stel uit en jy sê, laat ek net eers hierdie saak aflê, laat ek eers hierdie saak gaan regmaak. Ek vra vir jou met die liefde van die Here Jesus, bely dit, gaan erken dit, dat jy tog net in die hemel sal uitkom. Moenie jou saligheid uitstel as gevolg van geld en transaksies wat jou keer om by die Here uit te kom nie. Die volgende rede waarom Felix uitgestel het. Felix het sy saligheid uitgestel omdat hy hoogmoedig was, te trots. Hy was 'n man wat eersugtig was, het gaan oor homself. Vers 27 sê, maar 2 jaar het verbygegaan. En toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger, en omdat Felix vir die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. As hy vir Paulus sou luister, wat sou word van sy posisie? Die mense sou hom nie meer geëer het nie. Nee. As hy sou luister na hierdie woorde en hy het sy hart vir die Here gegee, sou hy Paulus moes vrylaat en sou hy moes erken en sê, weet jy is reg. Maar sy populariteit moes hy prys gee dan, en hy sien nie kans daarvoor nie. 'n Romeinse goewerneur wat swig vir 'n Joodse gevangene, dit gaan nie oor Paulus nie, Felix. Dit gaan oor die Here Jesus Christus. Dit gaan nie oor wie jy is en hoe groot jy is en hoe wonderlik jy is nie. Nee. Weet jy waaroor gaan dit? Gaan oor jou uitstel, omdat jy hoogmoedig is. Want dit gaan oor jouself. So het Paulus, verskoon tog Pilatus en Herodes ook geswoeg, om te buig voor die Here Jesus Christus. Die woord van die Here sê, hoor nou mooi, jy kan so vol van jouself wees en jy kan so trots wees en jy kan 'n persoon wees met 'n posisie in die samelewing en jy weet as jy die Here Jesus gaan aanneem, sal jy moet afkom ondertoe en jy gaan nie meer daai posisie kan beklee nie, want daar is baie dinge wat jy nie meer sal kan doen nie. Maar jy is te trots om te erken, en die woord van die Here sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer jy moet soog, maar as jy bly uitstel, dit is die gevaarlikste woord om uit te stel, want as jy gaan uitstel, gaan daar 'n dag aanbreek wat dit te laat is. En dan gaan jy voor die Here buig, nie by die regterstoel nie, maar by die groot wit troon oordeel, van waar af mense daarheen hel toe gestuur word. Omdat jy hoogmoedig was en uitgestel het en gesê het, net nie nou nie. Dit help niks om vir hierdie mense te sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word nie. Want dit gaan net oor hulle eie eer. Dit gaan oor wie hulle is. Wat sal my vrou sê? Wat sal my man sê? Wat sal die kinders by die skool sê? Wat sal hierdie persoon sê wanneer ek die Here Jesus moet aanneem? Ek sal myself moet verneder. En ek kry hierdie mense jammer, en ek bedoel dit, want dit is 'n geweldige prys om te betaal. 'n Geweldige prys. Ek ken sulke mense. Ek ken mense wat baie naby aan my is, wat godsdienstig is, maar verlore. Mense wat 'n posisie het, en mense wat weet wanneer hulle hierdie stap moet neem, sal hulle moet buig, maar hulle is te hoogmoedig en hulle is te trots om te erken, ek is verlore, ek het die Here nodig. En wat doen hulle? Hulle stel uit. Ek sal miskien voor 'n gewone man op straat sal ek kom buig en erken, maar voor die Here Jesus nooit. Want hy vra iets van my. Dit gaan my kos. Weet jy vriende, maak nie saak wie ek is nie, maak nie saak wat ek is nie, en ek noem nou 'n vorige gemeente, sodat u nie sal weet waarvan en van wie ek praat nie, maar in 'n vorige gemeente was daar 'n prokureur wat sy knieë gebuig het, daar was 'n mediese dokter wat sy knieë gebuig het, daar was 'n onderwyser wat sy knieë gebuig het, daar was 'n advokaat wat sy knieë gebuig het, daar was 'n bankbestuurder wat sy knieë gebuig het, en die Here vandag dien, met oorgawe.
maak nie saak van die posisie nie, wat ek beklee nie. Ek moet erken ek het Jesus nodig, moenie uitstel nie. Dit bring my by die heel laaste gedagte. Waarom Felix uitgestel het en waarom baie ander mense ook uitstel is, Felix het sy saligheid uitgestel, want hy het later beter as nou geag. Beter as nou, vers 25, die laaste gedeelte. Hy sê, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Nie een raak kwaad eers vir hierdie reguit preek van Paulus nie. Paulus praat oor sonde. Paulus praat oor geregtigheid. Paulus praat oor die oordeele wat gaan kom oor jou, Felix. En hy sit, as ek dit so kan stel, en hy sit in hierdie preek, en hy luister na die reguit woord, en hulle raak nie kwaad nie. Hulle staan nie op en hulle sê, maar met jou wil ek niks te doen hê, soos wat baie ander mense te doen nie. Nee, hy en hierdie man het daarom die, kan ek sê, die ordentlikheid om te sit en te luister. Maar wat hy doen, hy sê, ek sal later weer met jou praat. Net nie nou nie. Wil nie nou met jou praat nie. Professioneel kom hy en hy stel dit uit. En weet jy vriende, so praat jy moet baie keer met mense. En hulle is so beleefd met jou. En jy sê vir hulle moet die Here aanneem. Hulle erken, weet jy, ek het die Here nodig, maar net nie nou nie. Hulle stap nie in die middel van 'n preek uit nie. Hulle beswadder nie die predikant omdat hy reguit preek nie. Hulle sê selfs, weet jy, dis die waarheid. Hy praat die waarheid, en was dit nie 'n wonderlike boodskap gewees nie, en ons luister daarna, maar weet jy, ek kan net nie nou nie. En daarom stel ek 'n bietjie uit. Hoe gevaarlik kan dit wees? Lukas 19 vers 44. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Hoor nou mooi, hoekom? Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Vriende, God is nie 'n wrede God, wat alle mense oral rondloop met 'n sambok en kyk waar kan hy mense slaan en waar kan hy mense seermaak en waar gaan hy mense in die hel indruk nie. God sê hy het nooit die hel bestem vir 'n mens nie. Nooit in sy gedagte het hy dit gehad nie. Hy het gesê dis vir die duiwel. Daarvoor het hy die hel voorberei vir die duiwel en sy engele. Maar al die mense wat deur die duiwel se leuns uitstel, hulle gaan saam met hulle in daardie plek in wees. En God sê, weet jy, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die mens hom sal bekeer, en hy doen alles in sy vermoë, en hy het sy seun Jesus Christus gestuur, hy het die kerk daar geplant, hy het die Heilige Gees gestuur, hy het hierdie boodskap vanmôre stuur uit na mense toe, om vir mense te sê, bekeer jou asseblief, bekeer jou, in liefde draai om, en dis 'n gunstige tyd, dis 'n gunstige tyd, kom ek lees vir u weer, hoekom? Kan ek weer vir die eerste gedeelte lees? En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. En gesê het, later miskien. Handelinge 24 vers 26, en tegelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus gegee sou word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gevoer. En hy het Paulus daar gelaat. En ek lees nooit weer verder van Felix nie. Ek lees nie van 'n geleentheid wat Paulus ooit weer gehad het na hierdie gesprek, om met hierdie man te praat nie. Hy het later beter as nou gevind. Hy wou geld hê, maar hy wou nie die saak weer aanroer nie. En u moet mooi verstaan vanmôre, en u moet dit weet, as u vanmôre uitstel, dan loop u die gevaar om nie weer 'n geleentheid te kry nie. U moet dit onthou. U moet dit weet. Net soos met enige ander geleentheid.
kan ek die voorbeeld gebruik, daar's 'n uitverkoping en my vrou sien die rok en nou wil sy die rok hê of sy op 'n plek en sy sien die ding en sy wil hom hê en sy wil eers vir my vra of sy dit kan kry en sy stel uit en toe sy terugkom toe is die rok weg, verby. Daar's nie meer 'n kans nie. En wat van my saligheid? Wat van my saligheid as die Here Jesus vanmôre kom en die Here Jesus kom en hy sê, hier is die saligheid vir jou en jy weet jy's verlore, jy weet jy's op pad hel toe, jy weet jy die Here Jesus nodig, maar jy wil uitstel en jy sê, weet jy nie, ek is te groot sondaar of wat gaan die mense sê en jy het al die verskonings. Dan vra ek net vir jou, wat is jou verskoning? Waarom sal jy uitstel? En dan noem jy jou klompie redes vir my. Waarom jy uitstel. En dan vra ek net vanmôre vir jou hierdie plek. Ek vra net vir jou hierdie vraag. Het jy dan nie plek vir Jesus nie? Het jy nie 'n plek in jou lewe vir hom nie? As hy dan sy lewe gegee het, as hulle hom dan gekruisig het, en hy het alles vir jou gedoen, sodat jy gered kan word, hoekom sal jy uitstel? Hierdie boodskap kom vandag na jou toe, om vir jou te sê, jy moet vandag kom, jy moet nie uitstel nie. Die gevaarlikste ding wat jy in jou lewe kan doen, is om uit te stel. Daar is 1001 redes waarom mense vandag uitstel. En ek wil vir jou sê, dat die preek gaan vir jou 'n nagmerrie word. Dit gaan jou nagmerrie wees, maar jou nagmerrie gaan jy nie uitwakker uit skrik nie. Jy gaan eendag wakker word. En ek sê dit met liefde, omdat ek wil hê jy moet vandag jou lewe vir die Here gee, as jy nog nie gered is nie. Dan sê ek vir jou, jy gaan jou oë oopmaak in 'n vlammehel, in 'n plek waar jy nie wil wees nie, en waar God nie wil hê jy moet wees nie, waar ek nie wil hê jy moet wees nie, en die Here wil jou uit daai plek uitkom red, en hy kom en hy sê, wat jy net vandag nie moet doen nie, is jy moenie uitstel nie, want die duiwel het dit reg gekry om die beste metode te gebruik om mense hel toe te sleep, en dit is om hulle te laat uitstel. Dis die gevaarlikste woord. Hoeveel dink u, toe die Here Jesus gekruisig is, daar aan die kruis gehang het, en hy gesterwe het en hy het gesê, dit is volbring, dit beteken, al julle mense wat hier om die kruis is vandag, almal van julle se sondes, tetelestai, dit sê, ek het al julle sondes van julle mense wat hier is, en die wat gelewe het en die nog sal lewe, het ek nou op my geneem hier aan die kruis, sodat jy vry kan kom, sodat jy gered kan word. Hoeveel mense dink julle het daar omgedraai by die kruis? Omgedraai. Net soos wat hulle soontoe gegaan het, het hulle daar by die kruis gestaan, hulle die Seun van God gesien, gekruisig, sy lewe gee vir hulle. En hulle het omgedraai en uitgestel. Terwyl die Romeinse soldaat uitroep en sê, waarlik, hy was die Seun van God gewees. En die een rower aan die kruis aan die ander kant gesê het, dink aan my Here, ons is regverdiglik wanneer wat ons hier gekruisig word, maar u onregverdig. Hoeveel het by daardie kruis daardie dag omgedraai en nooit weer 'n geleentheid gekry nie, en is vandag in 'n verskriklike plek waar Jesus nie wil hê hulle moet wees nie. Baie. En so deur die jare het mense gesit in dienste soos hierdie en die woord gehoor en uitgestel en gesê miskien op 'n ander tyd. En so kan daar ook vanmôre hier in hierdie diens en voor die televisie mense wees wat sê, ek stel uit. En jy staan voor die keuse. En jy staan voor die keuse en ek vra net vir jou die vraag, en daarmee gaan ek afsluit. Ek vra vir jou die vraag en antwoord hom vir jouself. En kyk of dit eendag gaan water dra as jy voor die Here gaan moet staan. Waarom nie nou? Sal jy dit vir my antwoord? Waarom
nie nou. Vader, baie dankie dat u woord alles vir ons laat opteken het, vir ons om te leer, as 'n boodskap vir ons. Daar was 'n man met die naam van Felix, baie jare gelede, en hy het uitgestel en ons het gesien in sy lewe, dis die gevaarlikste woord, en dit is om uit te stel, want ek weet nie of ek weer 'n geleentheid gaan kry nie, en u ken nie die liewe mense wat na hierdie woord luister. U weet wat in hulle harte aangaan, en u weet waarom hulle sê, waarom hulle uitstel, Here, maar baie dankie dat u niemand is vir wie u sal sê, ek wys jou weg as jy na my toe kom nie, want u het gesê, ek sal hom wat na my toe kom, sal ek nooit wegwys nie, want u het reeds vir almal gesterwe. En ek bid, Here, dat u mense sal red, dat u hierdie eenvoudige boodskap sal gebruik as 'n evangelie woord, om mense by daai plek uit te bring om te sê, ek wil nie verder uitstel nie, ek kom vandag na die Here toe, om my saak reg te maak. Dankie dat ek dit kan bid vir mense met daardie behoefte, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, en gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het op ons program Na Waters Waar Rus Is. As u wil weet hoe om 'n kind van God te word en sekerheid daaroor te kry, dan wil ons vir u 'n gratis boekie aanbied. Sy naam is Stap vir Stap, Raad vir die soekende siel. Baie mense het al deur die lees van hierdie ou boekie hulle saak met die Here reggemaak en sekerheid van saligheid gekry. Indien u hierdie boekie gratis wil ontvang, dan wil ons u net vra om die volgende nommer te skakel of SMS net u naam en adres na die volgende selnommer 083 273 5762. Ek herhaal graag hierdie nommer 083 273 5762. En die nommer verskyn ook op die skerm. Skakel net of SMS net u naam en adres na hierdie nommer en vra vir die gratis boekie. Baie dankie dat u vandag ingeskakel het. Volgende Sondag om 14:30 is ons weer hier op Kruiskyk. Die Here seën vir u vir die week wat voorlê, en ons sien u dus volgende Sondag 14:30 Sondagmiddag op die program Na Waters Waar Rus Is.